indeed we are apolitical. But when it comes to the complainant, we also don't discriminate whether a complainant belongs to a political party or not. So there are 4 dockets that have been opened by different people, maybe from different political parties, that concern some individuals that may have crossed the border to go and communicate some of the things that are perceived to be in the direction of high treason. I don't think it's incorrect for us to say AfriForum. No, I don't want to mention the names of organization, but as you correctly say, there are some organizations that are suspected to be involved, but certain complainants have indicated that this and that organization seems to be the ones that are actually advocating something that appear to be high treason. We are investigating, it's at the initial stage of the investigation. Those type of crimes, you need to be careful in the way in which you collect that evidence. Hartlike goeienaand kykers en luisteraars, baie welkom by die uitsending. Ek hoop soos altyd dat dit vir u tot waarde sal wees. Dit is tog maar die doel van so uitsending, is dat dit waarde vir 'n mens se naaste en jou medemense en jou medevolksgenote sal hê. Luisteraars, ja, die reën het my nou so 'n bietjie in die huis ingejaag en ek het nou weer uitgekom. Verskoon maar as hier bietjie motte en goggas hier buite is. Ek verkies om in die buitelug met u te gesels, met u 'n paar dinge te deel. Hoekom? Want die woord sê dat ons vind die Vader in die natuur. En vir my is dit die naaste plek waar ek aan hom kan wees en hoop en bid ek altyd dat hy die woorde in my mond sal lê wat ek tot u moet spreek. En luisteraars, ja, u weet die huidige omstandighede en nuus wat geweldig inkom en eskaleer in baie opsigte wat ons nou sal praat oor, maar ek wil dit graag vanaand vergelyk met 'n pasiënt wat by 'n dokter kom. En wanneer jy by die dokter kom, dan sê jy vir hom, dokter, ek het 'n hoofpyn, hy sit hier voor of hy sit hier agter en ek het bietjie lyfseer, en dan sê die dokter vir jou op 'n stadium, gee hy vir jou 'n diagnose en hy sê vir jou, weet jy wat, jy het griep, hierdie jaar se griep, dis presies sy simptome, jy gaan 2 weke, my pa het altyd gespot en gesê, as jy pille gebruik vir dit 2 weke, as jy dit nie gebruik nie vir dit 14 dae, om gesond te word. Maar hoe dit ook al sê, dis nou maar op 'n ligte noot. So jy gaan en jy deel die simptome mee, en dan word die oorsaak gedokter. En dit is waarvoor jy dan 'n antibiotika kry, of natuurlike antibiotika, of wat ook al, om daai oorsaak dan nou gesond te kry. En in Suid-Afrika sit ons ook met geweldige simptome. Jy het nou gesien, ons het 'n insetsel gewys, 'n snit van Burkina Faso se president, Ibrahim Traoré, wat ook dan nou sê vir ons, die blankes in Suid-Afrika, luister, kom nou maar kort daarop neer, julle moet nou gee julle gronde en alles gee, anders gaan dit te laat wees. En dan sien ons hoe voormalige president Mbeki ook, wat sy uitlatings was. Ons het gesien dat Mkhonto we Sizwe ook klagtes van hoogverraad ingedien het. Ons het gesien wat is die EFF se uitlatings hieroor. So ons sien 'n samesnoering van die swart, kom ons sê, front of massas. Presies dit wat Senior vir ons gesê het. Ergens gaan iets gebeur, ek weet nie wanneer nie, maar hy sê hulle stry en beklei onder mekaar. Wat ons gesien het nou die afgelope paar jare, is die EFF teen die ANC en die EFF teen Mkhonto we Sizwe die afgelope jaar of 2, en dan Mkhonto we Sizwe Zuma teen die ANC en teen voormalige presidente. Ons almal is bewus van daardie stry en beklei onder mekaar. En dan, Senior het nooit gesê wat nie, hy het net gesê daar gebeur iets en hulle kyk soos een man na ons. Nou wat ek hier begin ondervind, en dit is uit die aard van die saak gevaarlik, uit die aard van die saak, dis alles deel van die simptome. Ons sal nou kom by wat is die kruks? Wat moet gedokter word in Suid-Afrika? Baie maklik. Wat moet gedokter word? Simptome gaan daar baie wees. Daar gaan hofsaake geveg word en dinge gaan daai en dag vaar, en is hoogverraad, en is arrestasies, en is die en daai, en simptome gaan ons genoeg van sien. Maar die simptome gaan nie
die oorsaak dokter nie. So ons sien nou hierdie haatspraak wat eskaleer. Ons sien hoe dat hierdie rasse polarisasie, hierdie verdeeldheid, hierdie verdeling in Suid-Afrika in die afgelope 2-3 weke nie net verdubbel het en verviervoudig het en vertienvoudig het nie. Dit het met rasseskrede geeskaleer. Ons almal sien dit, ons almal voel dit. Dis nie moeilik om dit te sien as jy net 'n bietjie nuus kyk nie. Ons sien dit op sosiale media, op voetsoolvlak. Ons sien dit van leiers uit Afrika, onder andere Traoré, Ibrahim van Burkina Faso en andere. En ons sien dit van ons swart politieke lui, wat onmiddellik gealfaniseer raak onder mekaar en raak hierdie rasse kloof wat besig is om oop te gaan, raak dit eenvormige visie of doel of rede vir hulle om saam te staan. En dan kan ek vir u sê, hulle gaan saam staan en ek kan vir u sê, hier gaan 'n revolusie kom. U die vleeslike gesien, die simptome in my vorige video's wat ek vir u sê, hier is 'n stryd tussen Amerika, die Weste en die Ooste oor Suid-Afrika vir baie redes. Ek sou sê hoofsaaklik vir die Suidsee roete. Ons sien nou dat van die Israeliese skepe of skepe wat Israeliese wapens vir Israel of ammunisie vir Israel wil neem, word nou toestemming geweier volgens berigte dat hulle nie in die hawens mag inkom nie. Ons sien dit in ander lande nou ook die geval. Hoe dit ook al sy. So hier's nou al hierdie redes, die ooste teen die weste, die Suidsee roete, hierdie mag nie in die hawe kom nie, en hierdie wil grond hê, en julle wil nie grond gee nie, en al hierdie is maar net simptome. Hierdie is maar net om op die einde van die dag 'n kleurrevolusie te hê, 'n oorlog te hê, geweld te hê, bestuurbare revolusie, bestuurbare geweld en 'n bestuurbare oorlog. Hoekom sê ek bestuurbaar? Baie eenvoudig. Wie ook al die revolusie loods, wil net 'n regering, 'n goedgesinde regeringsverandering hê. Met ander woorde 'n regering wat nie goedgesind is, kom ons vat as 'n voorbeeld, Amerika, soos wat hy gedoen het in 2014 in Oekraïne, Victoria Nuland. U almal ken die gesprek wat sy telefonies gehad het met die ambassadeur, waar hulle 'n parlement voor die onrus in 2014 uitgebreek het, al saamgestel het, wie en wat die parlement sou wees, in terme van die ministers en die verskillende portefeuilles, wat hulle dan nou in die foongesprek, voor die staatsgreep plaasgevind het. So baie duidelik, dit was 'n kleurrevolusie, en Amerika wou graag Oekraïne 'n goedgesinde, 'n pro-westerse regering hê, en hulle deur 'n staatsgreep dit gedoen. So dit is hoe dit gedoen word. Ons het in Georgia gesien, Servië, so kan ons deur die hele wêreld gaan, en kan ek legio voorbeelde vir u noem. So dit is hulle oorsaak, dis hulle rede, hulle wil 'n goedgesinde vir die Weste regering hê, wat tans nie die geval is nie. Tans die ANC is nie goedgesind aan die Weste nie, die ANC is nie goedgesind aan Israel, wat deel is van die westerse proksiemagte nie, so hulle neig oos, en nou moet die 'n kleurrevolusie kom. Hoekom bestuurbaar? Want as hy nie bestuurbaar is, dan kan die dinge uit hand uitraak. En presies wat Msiener gesê het. Msiener het gesê, hulle goed uitgewerkte planne loop skielik skeef. So wanneer dit gaan skeefloop, weet ek nie, ek weet dit gaan skeefloop. En daai skeefloop gaan gepaard gaan met geweldige geweld. Luisteraars, geweldig. So, of dit nou is die Suidsee roete, hierdie magstryd tussen die Oosblok en die Wesblok, ekonomiese redes, dis mos nou 'n stapel van redes. Suidsee roete, minerale, grondstowwe, energie, noem dit wat u wil. Steenkool, ons kan op die lys afgaan. Maar dit is nie die oorsaak. Die hoofoorsaak is baie eenvoudig. Ons deel nou in die oggende met mekaar Joël 2. En Msiener sluit maar net daarby aan, want Msiener het gesê, ons volk sal eers, ons verandering sal eers kom wanneer ons verootmoedig, né? Wanneer ons jammer sê dat ons die afgelope paar dekades die wêreld gekies het en nie God nie. En dit is 'n baie belangrike keuse wat elke volksgenoot moet weet, jy gaan moet maak. En ek dink dis die keuse. Msiener het nooit gesê wat die keuse gaan wees nie. Hy het net gesê, daar gaan 'n tyd kom wat elke volksgenoot sal moet kies. En ek dink die keuse gaan vir my, as ek dit mag interpreteer, as ek mag 'n raaiskoot vat, gaan dit wees
Gaan jy weer die wêreld kies of gaan jy God kies? Ons sal moet daadwerklik. En hoekom ek dit sê, is omdat Sefanja 3 vir ons baie duidelik sê. Hy praat met ons hier in Suid-Afrika. Hy sê vir ons baie duidelik dat hier sal 'n geringe elendige volk oorbly in Suid-Afrika wat by die naam van die Here skuilings gesoek het. Met ander woorde, 'n klein geringe volk wat by die Vader gaan skuilings soek. Dis wat hier gaan oorbly. Nou wat gaan hier gebeur dat hier net 'n geringe elendige volk gaan oorbly? Wat van die res wat nie gering is nie, wat nie elendig is nie? Waar's hulle? Want hierdie het oorgebly. En dit is uit die aard van die saak, gaan dit gepaard gaan met geweldige geweld. Wat hom sien maar net by aansluit. Hy praat van emmers bloed wat gaan onval. Ons weet van Rick Joyner wat sê dat die geweld wat hy in sy visioen gesien het, is van so skaal dat die geweld tussen swart en wit op swart en swart op wit is so erg dat die VN in afgryse en skok terugstaan met elke verslag wat inkom. Met ander woorde, geweldige geweld wat hy gesien het, wat hom siener gesien het. Johanna Brandt, weet ons, het gepraat van dit wat sy in Johannesburg gesien het, in die strate en buite die stede soos wat mense vlug, het haar in een nag grys gemaak. So geweldig, en dit sluit maar net aan by Sefanja 3, wat maar net ook aansluit by Joël 2, wat ons nou in die oggende lees. En baie interessant hoe Joël hierdie mag wat God oprig, hierdie revolusionêres, ons kan nou na die simptome kyk. Ja, dit is omdat hulle Israel wêreldhof toegevat het oor Gaza en oor die Palestynë en oor die Wesbank en oor volksmoord. Ja, dit is omdat Trump nou, hulle wil kortvat oor die grondonteiening sonder betaling. So kan ons al die kante toe redeneer en ons gaan hofsaake sien en dan gaan arrestasies gebeur en al hierdie is alles simptome. En alles kom neer en terug na die keuse wat ons gaan moet maak. 'n Keuse wat ons eintlik lankal moes gemaak het, maar wat ons verkeerd gemaak het. Want ons as 'n volk het die wêreld gekies in die laat 80s, vroeë 90s. Ons het presies gedans na die pype van die wêreld. Ek kan daai politici daar so goed onthou want ek het aktief in 'n deelgeneem teen die kapitulering van ons mag en alles. En ek kan onthou, wat gaan ons doen? Die wêreld, ons kan nie teen die wêreld nie. Dat jy seker maar die wêreld gekies. Dan het jy seker maar vreesbevange geraak vir die wêreld, dan lyk dit nie vir my God is in die prentjie nie. Nooit nie. Ek het nooit iemand hoor in die laat 80s, vroeë 90s gesê, wat wil die Vader hê? Wat wil God hê? Wat se kennis is daar in sy woord? En Joël 2 is baie duidelik. Hy beskryf hierdie mag, hierdie revolusionêre mag, hierdie wat in geweld gaan omsit, hierdie wat in rassegeweld gaan omsit, hierdie wat in 'n volksmoord gaan ontaard, word in Joël 2 baie duidelik beskryf. Tog, ons gaan nou seker hierdie volgende week daardie verse lees in Joël 2, want ons lees die hele hoofstuk, waar God sê, daar is nog tyd, bekeer julle, keer terug na my toe, presies wat hom siener gesê het, wanneer ons verootmoedig, dan sal die verandering kom, presies wat Micha gesê het, presies wat Hosea 2 gesê het, daar in die woestyn, julle sal nou die stad verlaat en in die veld gaan woon, daar in die veld, daar sal ek met 'n hoofletter is God, tot julle harte spreek. Nou wat gaan gebeur wanneer God tot ons harte spreek daar in die veld? Daar waar Micha 4 sê, daar waar hy ons gaan beskerm. Daar gaan ek julle beskerm. Hy sê dit 2 keer. Daar met aksenttekens. Daar in die veld gaan ek jou beskerm. Daar gaan ek jou beskerm. Wat gaan gebeur wanneer hy daar in die veld jou beskerm? Tot jou hart spreek wanneer jy in groot vrees leef, in groot vrees is, en hy spreek tot jou hart, wat gaan gebeur? Jy gaan bely. Vader, jammer dat ek, Hosea 2 sê dit so mooi. Dan sal jy weer terugkeer na jou man toe. Dan sal ons weer sê, Vader, ons is jammer, ons het die wêreld agterna gejaag. Ons is jammer, ons het gemak en gerief nagejaag. Ons is jammer, ons het geld nagejaag. Ons is jammer, ons het alles nagejaag, behalwe vir u. En wanneer daardie geringe, elendige volk, dat by daardie verootmoedigingspunt kom, want dis die oorsaak. Dis die antibiotika vir ons probleem in Suid-Afrika, is 'n geringe, elendige oorblyfsel, wat by God gaan skuil. En wanneer jy by hom skuil, kykers en luisteraars, dan is dit 'n belydenis. Jy erken waar jy verkeerd gegaan het. Jy's opreg spyt oor waar jy verkeerd gegaan het. Jy's opreg spyt oor elke
valse getuienis wat jy teen 'n naaste of teen 'n vriend of mense ingebring het, waar jy iemand te nagekom het, waar jy iemand finansiëel ingedoen het, jy's opreg spyt daaroor. Jy bely dit. Dit is die antibiotika. Dit is die medisyne vir hierdie griep toestand by wyse van vergelyking in Suid-Afrika. Ons kan nou maar praat oor, ek sê weer, oor die Suidsee roete, oor die minerale, oor die energie, oor die kultuurorganisasies wat Amerika toe is, wat nou arrestasies of lasbriewe uitgereik is of 'n klag van hoogverraad gelê is en as verwagting dat hulle gearresteer sal word met die ons gaan nou al die kante toe speel. Dis die kop seer, dis die neus wat loop, dis die lyf wat seer is. Dit maak geen verskil aan die oorsaak van die toestand van Suid-Afrika. Suid-Afrika is in hierdie toestand, omdat die gemeente aan die kant die riviere van kus, dis Suid-Afrika, baie maklik, dis nie moeilik nie, is dan 'n graad 2 seentjie kan dit verstaan of 'n dogtertjie. Wanneer daar die gemeente skuil weer by God en nie by die wêreld nie, want waar hoor u op straat oor 'n braaivleisvuur op die sosiale media, dat iemand sê, leierskap sê, kom ons hou 'n verootmoediging, kom ons keer, en mense, dit moet nie 'n valse verootmoediging, dit help nie, as jy dit vals gaan doen, as daar nie opregtheid is nie, dan gaan jy nog erger strafgerig oor jou kry. Dis 'n baie gevaarlike ding. Kykers en luisteraars, dan ter afsluiting is dit belangrik om dan net vinnig weer te kyk, nie na die simptome nie. Simptome is al hierdie daaglikse nuus wat mense sensasie uitput en mense jaag kykergetalle en daar is geen diepte in dit nie. Die oorsaak is dan baie eenvoudig. Dit is 'n volk in die suidpunt van Afrika wat die insetting en verordeninge van die Skepper verlaat het, die wêreld gekies het. En nou is ons by die punt waar God nou sy strafgerig oor hierdie land gaan uitgiet. Ek weet nie wanneer nie, ek weet dit kan vinnig gebeur, dit kan eersdaags wees, tye kan ons nooit sê nie, maar dat God sy strafgerig gaan uitgiet. En dan moet ons weet, daardie strafgerig het 'n tweeledige doel. Die een is om die goddelose uit die weg te ruim. Dit is wat God gaan doen nie. Ek het skrif oor dit gekry baie jare terug, 'n baie duidelike antwoord wat maar net hierby aansluit, wat die woord sê, wat Sefanja van sê, al die profete, ek wil nie elke keer hulle almal noem nie, daar is so baie van hulle. Maar is baie eenvoudig, God gaan sy strafgerig bring oor hierdie goddelose, om hulle uit die weg te ruim, en dan, om sy uitverkorenes, wie hy kies, wie neig na sy weë toe, wie hom wil behaaglik wees, hulle gaan hy suiwer en louter, tot so Sefanja sê, ons volk sal wees 'n oorblyfsel, 'n geringe elendige oorblyfsel, wat by die naam van die Here skuiling gesoek het, oor wie se lippe daar geen bedrog of leentaal meer sal gaan nie. Besef hier daai suiwering. So ons moet verstaan, dieselfde magte, die doringbos, wat ons volkie, hierdie kernvolkie vertrap het, verlei het, uitgelag het, bespot het, is bestem om tot nie te gaan. Dit is wat hier gaan gebeur. Sefanja 3 sê dit baie. Hulle wat hulle hoogmoedig op my berg gedra het, ek gaan hulle uit die weg uitruim. God gaan hulle wegvat. So hierdie spel wat mense dink hulle kan nog speel, dit het gewerk vir 1, 2, 3, 4 dekades. Maar ons gaan 'n ander tyd nou in. Ons gaan 'n tyd waar God homself gaan openbaar in hierdie tye wat nou kom. En dan is dit baie eenvoudig. Dan is dit die oorsaak. Vergeet die simptome, vergeet al die nuus van elke dag. Hier kom oorlog, hier kom 'n revolusie, hier kom rassegeweld, want dis God se toorn. Dis sy mag wat hy in Joël 2 opgerig het, wat hy vir ons baie mooi beskryf, hoe lyk daardie mag. Gaan lees dit, luister dit na my oggendopeninge daaroor. Dis daardie mag wat hy nou oor Suid-Afrika gaan bring. Ons kan maar op en af spring, ons kan maar al die kante toe redeneer, ons kan maar hof toe, ons kan maar die kant toe. Dis waarheen dit gaan. En die doel daarvan is om die wat hulle hoogmoedig op die heilige berg, op die koninkryk van God wat in Suid-Afrika is, gedra, gaan hy uit die weg ruim. En ek kan vir u sê, dit wat ek gekry het baie jare terug, was basies in my eie eenvoudige woorde, staan op die kantlyn,
totdat ek 'n gat gegrawe het vir die goddelose. Hy's besig om 'n gat gegrawe te word vir die goddelose. En ek sê vir u, volksgenoot of nie volksgenoot nie, wie nie opreg in hierdie toekoms gaan optree en sy of haar hoop op ons Skepper sit nie, sal bestem wees vir daardie gat wat vir die goddelose gegrawe word. En dan, wanneer u hoop, u alles op ons Skepper sit, ons bely, ons verootmoedig, dan kan u deel wees van daai klein geringe elendige volkie, wat hier sal oorbly. Wat se van Jesé se lof en roem oor die hele wêreld sal wees. Sterkte en seën vir u, tot ons weer praat. Totsiens.